the path to. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Dit is ons programma Hoe jy kan ons sê dankie vir Kruiskyk, wat al die pad van Somerset Wes af gekom het om te kom opneem, en dankie vir Boerijn wat vir ons hier mooi biblioteek gegee het. Nou, ek het vandag 'n spesiale gas wat ek aan jou gaan voorstel, maar voor ons dit doen, kom ek lees net vir jou skrif uit Johannes 15 vers 16. Die Bybel sê, julle het my nie uitverkies nie. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. Vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. En dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Nou, as ek dink aan Johan Maree, wie ek vandag 'n onderhoud gaan voer, dink ek aan julle moet mekaar lief hê. Hy gaan uit sy pad uit, hy loop sy skoene gedaan, hy stap met die kruis om vir ander mense liefde te gee en vir ander mense Jesus te wees. Johan, baie welkom. Dankie vir die blessing om hier te wees. Ek dink almal wat jy vandag sien, dink, hoe is dit hy? Jy stap met die kruis al vir baie jare. Hele paar jaar, ja. Kom ons begin by die begin, Johan. Vertel ons, waar is jy gebore, groot geword? Karl Bremer. Maar wat 'n dorp? Karl Bremer is in Kaapstad. Ek weet dit is 'n hospitaal. Ja, dis ek dink is Goodwood of okay. Ja, ek weet nie of dit goed, maar dit is Karl Bremer Hospitaal, soos die Kaap. Heel interessant is my verjaarsdag was Saterdag, maar die datum bestaan nie. Okay, so ek is eintlik maar 16 jaar oud, 16 jaar en 1. Omdat dit die einde van Februarie. Ja, wel ek is die 29 Februarie gebore, so ek is 'n skrikkeljaar. Babietjie. So ek is in Kaapstad gebore, maar nooit hier groot geword nie, ek dink so 'n paar jaar. En toe is my pa verplaas Pretoria toe. Ek dink ek het daar laerskool gedoen, klas 1 en klas 2, kan jy dan nie, bietjie klein. En toe Pietermaritzburg toe, en daar het ek klaar skool gemaak, maar toe ek staan 8 kom, was ek moeg vir die skool. Toe besluit ek gaan loop, nie loop nie, maar begin werk. En daar het ek my training gedoen by die poskantoor daai tyd, as 'n tegnikus. En toe het hulle my training gedoen en toe verplaas hulle my Durban toe. En alhoewel ek 'n stoute seentjie was in Pietermaritzburg, toe word ek regtig 'n stoute seentjie. Ja. En wat die opsig? Wel, dit is alles oor me, I en Johan. Ja. Dis al oor my lewe gegaan het. Ek was 'n baie kwaad persoon, jy weet, ek was kwaad gewees. Daar's seker baie redes vir dit, maar ek het nie belang gestel in God nie. Ek het was geforseer om katekisasie te gaan doen. Ek kan dit onthou. Toe ek klein was, het my pa my altyd afgevat na die kerk toe, maar toe ek kon ek loop, toen moes ek self loop, jy weet, en daar uitgekom het. En dit klink snaaks, maar die dag toe ek aangeneem en voorgestel was, ek weet nie wat sy ouderdom dit was nie, toe het ek vir myself gesê, okay, well, Johan, nou kan jy maar rook en vloekend 'n keer gaan buite die kerk. Dit klink miskien snaaks, maar baie van die mense buite kan die kerk staan en rook, wat aangeneem voorgestel was, jy weet. Maar dis toe ek my paadjie weggeloop het van die kerk. So, in ons familie was, om jammer te sê, ek was nog nooit saam met pa in die kerk gewees, of my ma nie, jy weet. Van wat ek weet nie, van bewus is nie, so, seker toe ek gedoop was, ek weet nie. Ek het nou onlangs uitgevind, ek het juist om Efonte en eentjie kerk geloop, wat ek later sal oordeel, en ek was gedoop in die Thornton kerk gewees, jy weet daai. So dis in 1960 seker, ek weet nie wanneer mense doop nie, ek kan nie onthou nie. Ek kan nie onthou nie, ek was daar, maar ek kan nie onthou nie. En dis hoe my lewe maar heeltemal uit mekaar uitgegaan het. Ek het gewerk by die poskantoor, dat ek vir myself begin werk, maar ek het as 'n persoon, as ek terugkyk so na my lewe, hoe Jesus my deur dinge gevat het nadat ek wedergebore word, voor die tyd, ek was 'n baie persoon wat baie kwaad was,
Daar kan redes wees, miskien oor my opbrengs en my familie. Ek wil nie te veel daarin soort van gaan nie, maar ek dink dit het baie te doen met dit gehad. Ek het 'n regtig 'n vuil hier meer gehad. Baie vuil hier meer gehad. En dit was sleg geweest. Ek wil nie so opgaan nie, want dis my verby, maar dit was deel van my gewees, jy weet. Mense sê moenie oor die verlede praat nie, maar jy weet wat, as ek die geleentheid kry om te getuig, en ek wil net sê, as jy daar buite is en jy het hier meer, Jesus het my vrygemaak. Verstaan jy? So ek moet dit noem, want as ek dit nie noem nie, daar kan miskien 'n persoon en jy sukkel met dit. Jong, ek het gevloek soos hierdie mannetjies hier by Kalkbaai. Ek kon hom geleer het. Na die Kaap toe getrou. Nee, regtig. Dis regtig. Ek het 'n vuil mond gehad. Ek wil sê eintlik 'n bek. Hierdie mond was vuil geweest, jy weet. Maar dit is nou onder die bloed. Halleluja. Jy sien, ons baie mense moenie op die oud, ek haap nie op die ou nie, maar as dit om te getuig wat Jesus vir my gedoen het. Hy het my tong skoon gemaak. Hy het my liefde gegee wat ek nie geken het nie. En jy weet, as ek mense sien, jy weet, daai storie, wat kyk jy weet, daai tipe van ding, jy weet, prys die Here. As 'n taxi voor my in, en dan baie ek vir hulle, jy weet, prys die Here, vir dan voorheen was ek, jong, ek was road rage, jong, jy weet, al die vuil goed, maar Jesus, dis wat ek sê, ek noem dit, want Jesus, toe Jesus ontmoet het, hy my vrygemaak. Wat het gebeur dat jy Jesus ontmoet het? Kan jy onthou hoe dit gebeur? Wel, soos ek sê, ek het geen belang gestel in kerk nie. Vandat ek daar weg is, aangeneem voorgestel, dat ek net aangegaan my lewe. En toe kom maar 'n tyd waar ek verkeerde besluite geneem het. Jy weet, baie interessant, omdat ek self in die bediening is, kom ek op baie mense af, dan hulle drankprobleme en drugs, en dan verloor hulle huis, en hulle kar, en hulle familie, en jy weet, baie keer dan assosieer ons dit met die mense wat alles verloor. Maar jy weet, daar is een ding, wat baie mense nie van praat nie. Ja. En dit is pride. My pride het my gekos, dat ek my woonstel verloor het, en my kar verloor het, die bank teruggevat het, en ek het die woonstel verkoop, prys die Here, net nadat ek wedergebore, maar ek het hom verloor. En daai dinge was oor stubborn pride, en dit gaan alles net oor my. Jy weet, so dit was nie drank nie, dit was nie alcohol gewees nie, of drugs nie. Jy weet, want jy hoor baie van daai stories, en in my geval, jy weet, ek het nou die dag te sit en dink ek, van iemand wat ek ken, aan die ander kant van die familie, wat 'n probleem het, alles so verloor, en ek sit so en ek sê vir Winnie, jy weet, sê vir my vrou, jy weet, hoe het ek alles verloor? En het was nie drank, en het was nie drugs gewees nie, dit was pride gewees. Jy weet, ek weet nie of trotsie, is trotsie selfe tipe woord in Afrikaans, dis mos dieselfde. Jy weet, en stubbornness, en jy weet, en ek kon uit dit uitgekom het, as ek net bietjie humble was, maar ek was jong, Johan se dinge. Alles het om Johan gedraai. Alles jong, nie Johan se dinge, jy weet. En dit het alles ook gegaan oor geld, want ek het goed gedoen, en ek het baie goed gedoen, in werk gedoen vir 'n company, en toe bied hulle my pos aan, maar ek het al gehou by die werk, toe sê ek vir hulle, ek wil 'n sekere bedrag hê, en hulle sê nee, en dit gaan aan tot ek al my werk verloor met hulle, en toe ek al my werk verloor, van ek nie meer customers nie, ek het bedank toe van die poskantoor 'n paar jaar later, elektroniese besigheid, so jy weet, en dis wat was my onderval was, pride, jy weet, en wie was die een wat die slegte afgekom het van pride? Die duiwel. Dis wat om my die hemel uitgekry het. Jy weet, so vir my, en ek hoop iemand vandag wat luister daarna, en as jy 'n probleem het oor self, dis nie judgment nie, jy weet, het is oor self, ekke, jy weet, en dit vernietig mense, jy weet, en is nie, so dis nie net noodwendig as drank en alcohol en daai goed nie, dit kan daai ook wees, jy weet, en tesame met dit het ek alles verloor, maar prys die Here, dat ek Jesus ontmoet, en dit was baie uniek geweest op die manier. Kan ek verduidelik? Ja, asseblief. Okay. Wat gebeur het is, ek het regtig waar, ek het al voorheen vir jou gesê, maar ek kan dit herhaal. In my lewe het ek nie geweet wie Jesus was nie. Dan sê jong, jy bly in Suid-Afrika, maar waarvan praat jy? En toe ek die tyd ook NG Kerk toe was in daai spesifieke gemeente,
of in daai soort van area, het hulle nooit van Jesus gepraat nie. Hulle het van God gepraat en die Here, niks nie. So dit klink snaaks, want Suid-Afrika is veronderstel om 'n moderne land te wees, die godsdienst is veronderstel om te wees, almal weet van Jesus. Jy weet, vir my, ek noem so baie sy naam, want ek het nooit sy naam geken nie. Ja. So ek by mense loop met die kruis, sê ek, Jesus loves you. Ja. Baie word kwaad, maar hulle moet hoor, dit is hier is in die naam van Jesus wat ons gesond word, is in die naam van Jesus wat ons verlossing vind. Ja. Jy weet, verstaan jy? Ja, ek verstaan. En toe, vir my was dit, jy weet, dit is nie snaaks, as Kersfees was, het ek nie gedrink nie, dan is ek 'n heilige man, jy weet. Jo, het is 'n bietjie gerook, maar jy weet nie kwaai nie, maar ek het my gedra, maar so snaaks, jy weet. Dat jy mens so is, jy weet, maar dit is wat ek was. Ja. En toe ek nou my kar verloor het, en my woonstel, ek het nog steeds in die woonstel gebly, maar ek het hom basies verloor, want ek het nie geld gehad om dit betaal nie, en my kar gevat, en ek so 'n klein scootertjie gehad, so ou ding, wat ek ergens gekry het, goedkoop, en ek daar in Morningside, gaan ek daar ry op na berg toe, en dan moet nie my verkeerd verstaan nie, wie my hoor, ek was nie wedergebore gewees nie, ek het nie geweet wie Jesus is nie, ek het op daai berg gegaan, en ek het vir myself gesê, ek gaan nou vir God op sy plek sit, hy het my lewe opgemors, hy het veroorsaak, my kar is weg, dit, en ek het regtig waar, 'n vuil mond gehad, en ek het vir God gevloek, van 'n kant af, regtig waar, dis hoekom ek sê, mooi verstaan, ek het niks van Jesus geken nie, ek het hom nie gevolg nie, okay, ek noem dit, want, ek was so kwaad gewees, en toe haal ek het uit op God, en, die interessantste ding is, nadat ek hom regtig vertel het van sy, en ek gaan definitief nie op Kruiskyk TV herhaal wat ek gesê het nie, verstaan jy? Geensins nie, die woorde kom jy eens by uit my mond, het die dankie Jesus vir dit. En toe kom nou regtig waar op sy plek gesit het, wel ek het gevoel, dus voel ek nou goed, ek het God op sy plek, regtig, dit is snaaks, maar ek het so gevoel, en toe ek op my scootertjie klim, toe voel ek moet weer teruggaan, en ek loop so, nou jy weet, almals weet, ek hoor die mense sê man van bo, ek hou nie van daai gesegde nie, hy is nie man van bo nie, sy naam is Jesus, verstaan jy, ek hoor dit baie, en as mense my sê, die man van bo, maar ek het geweet, God is, wel, of my, ek sê, my denke was, God is daar bo, jy weet, hy is nie daar bo, hy is oral, verstaan jy, maar dis hoe ons maar groot word, jy sien, en ek het daar, af van my scooter afgeklim, en nog so geloop, en ek het vinger opgewys, en vir God gesê, kyk hier so, en ek het altyd gesê, is nie 'n fout wat ek gemaak het nie, maar ek het so opgewys en hom, in my gevloekery, en alles gesê, as jy regtig vir my omgee, bewys dit. Wow, en toe? En ek is weg daar, en ek het aangegaan met my probleemlewe, probeer nou om alles te salvage, en jy weet, terug te kom, en reg te maak, en geld weggewerk, vergeet van al die goed. Toe, 'n ander vriend van my, nie Jesus nie, hy was in Amerika gewees, en hy het teruggekom met sulke regte vulgar, vuil, jy weet, fashion envelopes type goed, en ek het screenprinting gedoen, so, want ek het elektronies gedoen, so, toe maak ons 1000 van die goed, ons gaan nou groot geld maak, maar is nie pornografie nie, maar dis vulgar, vieslike geskryf, jy weet, manne dink mos, jy weet, as jy daai goed het, jy weet, dis 'n lekker ding, jy weet, die man cave, jy weet, sit en dit, of wat ook al, en ons kon, het was so snaaks gewees, ek en die oukie, ek het langtals van hom gehoor, en ons het nie Jesus gedien daai tyd, die glad nie, ek meen, ons was op ons eie trap gewees, ek dink is die regte, jy weet, eie ding gedoen, en ek en hy was te skaam gewees, alhoewel ons in die wêreld was, te skaam te wees om al hierdie goed na die seksshops te vat en te verkoop, want ons wil nou geld maak uit die ding. Ons was te skaam gewees. En toe besluit ons, ons gaan maar die goed weggee, jy weet, vir ons buddies en alles. En ek vat 'n klomp saam na die company wat ek met probleme, wat my werk onttrek het, ek gaan nog soontoe, en moet 'n klomp van hierdie koeverte, en ek wil dit vir die een ou gee, wat ek besig is om 'n kontrak mee te doen. En ek sit aan die ontvangs van die company, groot company, en 'n ander Chris kom in, maar Chris was altyd 'n bietjie snaaks geweest, hy was maar stil ou geweest, jy weet, hy het niks gesê nie, weet, hy was heeltemal anderste geweest. En toe sê ek vir Maurice, man, gee hierdie vir daai ou, nadat ons die werk klaar bespreek het, en
dan vat ek maar vir jou ook, jy weet. En hy sit daar so, dan sit hy langs aan my, en hy staar, so hy vat die goed so, en hy kyk so na dit. En hy bly stil, en hy draai so na my toe, hy sê vir my, Johan, jy weet wat, ek het ook in pornografie en al hy gemors gekyk. En toe het ek Jesus ontmoet, en hy het my vrygemaak, ek dog die nou raak ek bietjie warm in die plek, jong. Ek is ongemakkelijk, ek sê ja, hy sê, gaan die vat, ek sê nee, ek wil net hier wegkom. Wow. Jy weet, en ek dog toe, dis is heavy, en ek gaan huis toe, jong. En hy sê vir my, Johan, ek kom saam my kerk toe. Ek dog toe, nee man, sorry, dit is nie vir my nie. En ek het huis toe, daai tyd was nog nie soets as WhatsApps en al daai goed nie, het was nog gewone telefoon, jy weet. Ek weet nie of jy mense daai ding moet jy so dial, jy weet, en kloppies druk. En dan hou hy my aanbel, Johan, net hier voor die Sondag. Kom saam my kerk toe. Nee, Chris, dankie. Sit die foon neer, ek stel nie belang nie. En toe ek 'n ou kar gehad, maar hy het altyd moeilikheid gegee. Dan gebruik ek die kar. Hy sê nee, ek sê kom haal, jy weet. En eendag kom hy toe gee ek op. Basies ek het opgegee, want hy het nou begin 'n pyn raak. So ek nou saam met kerk gaan sy hom uitlos. Maar wanneer het ek geweet dat die Here te plan. Wow. Jy sien, dis onthou wat ek gesê het. Ek het vir Jesus of God vinger gewys. Ja. En volgens sê as jy regtig vir my omgee, dan bewys dit. En dit was deel van alles. En dan gaan saam Chris, hy kom saam met my, hy kom haal my. En dan gaan ons het op 'n kerk gaan in Blaf, en dit was 'n AGS kerk. Want al my lewe was ek nog nooit in 'n AGS kerk in my lewe nie. En kom uit die NG wat nou meer konservatief is. En hier loop ek in 'n AGS kerk en ek kyk daai pastoor sy naam is nog pastoor niemand. Ek vertrou hom weer eendag te sien. Hy's blykbaar weer in die Wes-Kaap. So hopelik luister hy vir my daar kontak my pastoor niemand. Ek weet nie of hy sal my onthou nie. En hy loop daar rond en bid in tale en hy was 'n evangelis meer as 'n pastoor. Kyk, die mense so, jy weet. Maar ons het agter in die kerk gesit want het 'n klein babie gehad. Die kerk het nie 'n babakamer gehad nie. En ek check die lot so jong, hierdie mense weird. Dis snaaks so goed wat hier aangaan, jy weet. In elk geval ek gaan kom haal hy my weer. En die 1 Mei of die laaste dag van April. En dat is 31 dae in April. 30. Die pastoor daar so op die Blaf was daar Satanist, dis 'n hoogtetyd in daai tyd, daai aand. En hulle hoofkwartiere was daar op die strand gewees. Hulle is maar altyd undercover, hulle beweeg so rond. En toe wil hy 'n biddiens hou tot middernag, dat ons intree, of die mense intree. En Chris sê vir my, kom jy? Ek weet nie van daai goed af nie. En ek sê vir my, Chris, ek sal kom, maar ek is regtig besig. Ek nou weer begin werk kry, so ek is besig. Hy sê, ek sê kom haal, ek sê, hoorie Chris, ek sal daar wees. Ek sal met my ou chorrietjie kom, en ek moet nie worry nie, jy weet. En toe kom ek seker so 8 uur daar aan. Ek was besig aan werk gewees, nou kom maar aan, en ek loop in die kerk in. Nou die normale kerk wat die AGS kerk, jy weet, AGS is mos lekker vibrant, en jy weet, en praise and worship, en jy weet, daai tipe van ding. En ek loop in, en ek verwag dieselfde, maar dit is stil. En al die mense is daar voor en hulle is besig met hulle hande op en die Here te worship, jy weet. En ek kyk dan die lot en ek sê, nee, ek is nie verkeerde plek. Dis nie vir my nie. Wel, nie eintlik nie. Alhoewel dit is nie wat ek gedink het nie. Ja. Ek het gesê, wat daai mense het, ek weet nie wat dit is nie, maar ek kan nie deel van dit wees nie. So dit was nie 'n weghardloop, dit was gewees, dis wat ek wil hê. Dit is toe die Here begin werk het. Wow. En ek gaan soontoe, en ek sit, en Chris sit daar saam met sy vrou en die babietjie, en ek gaan sit by hom, en ek sit, en dan sê ek, nee jong, kyk hier mense, hulle die Here net worship. Dis heeltemal anders as die gewone kerkdiens, en hulle bid, en regtig kom voor die Here, jy weet, en doen intercession, en jy weet, en ek sit net en kyk die lot so, en nou sê ek, okay, ek gaan opspring, dan gaan ek vir die pastoor sê, hoorie, so, ek weet nie wat julle mense het nie. Hierdie gat hier so aan, ek soek het ook. Maar ek het nie die moed gehad om het te doen nie. En ek kyk vir Chris, en ek sê, en ek gaan huis toe. Ek kan dit nie meer vat nie, regtig. Nie in 'n negatiewe manier nie. Jy weet, dit is so, om die waarheid te sê, dit is so heilig. Jy weet, as nou daaraan terugdink. En dit is overwhelmed. Ja, het was overwhelmed. Ek kon dit nie meer vat nie, jy weet. En ek moes net daar wegkom. En daai tyd het ek nog so
in my lewe, daar het konstant 40 Constantine sigarette gerook, as ek een bier gehad, dan is het 60 of wat ook al, jy weet. En so ek het sleg, ek het daar baie gerook, jy weet. Dis ook maar drugs, jy weet, so was, ja. In die case, en ek klim in my kar, en ek ry, nou het ek omtrent so 30:30 huis toe gery, want dis op die Bluff in Durban, ek het in Morningside gebly. En ek seker sigaret aan, maar hier sigaret het snaaks geproe. Net jak, jy weet. Ek weet nie wat dit was nie, jy weet. En ek gaan so, net so op die kerk, en gaan dan by 'n pad af, net so klein entjie, en my ou Granada, ek moes 'n switch agteraan sit vir die taillights. En ek stop om dit aan te sit. Want, jy weet, die voorste switch werk nie meer, gemaak die boot, en ek sit hom aan. Toe kom aansit, toe hoor ek 'n stem. Go back. Luister, ek sien, maar daar's niemand nie. Dis al wat ek gehoor het. En ek draai om en ek gaan terug. Nou kom ek so 11:00 by die kerk weer. Want dit het gesê gaan tot 12:00. En ek staan daar buite en ek moet nou opbou. Ek gaan nou inloop en hierdie mense moet my nou uitsort. Ek wil hê wat hulle het. En ek staan daar en ek wil loop. En ek loop in so 10:40. En ek loop in die kerk, maar reguit, ek half my oë toe, en ek kom voor, maar al die mense lê plat in hulle worship die Here. Al die mense, behalwe Chris, wat daar sit, met sy vrou in die babietjie. Almal, en ek kyk so, en ek sê, joh, hierdie kan ek nie disrupt nie, hierdie is iets baie spesiaal, jy weet, dit was so heilig gewees, jy weet. En hy gaan sit langs aan Chris, en hy kyk net vir my so, en hy smile vir my, so hy gee vir my so 'n lekker smile. Later is my gesê, toe ek uitgeloop het, hy begin bid vir my, dat die Here moet. En ek sê vir hom, Chris, hoe ek kan nie huis toe gaan nie. Nou is dit 12:00, né? Ek kan nie huis toe gaan nie. Wat julle mense het, ek soek dit, jong. Ek weet nie wat dit is nie, maar ek soek dit. En hy gaan na die pastoor toe, en Chris vat nog al 'n stoel, en hy sê, ek moet op die stoel sit. Ek weet nie hoe kom nie, jy weet, ek is mos gewoond aan nie goed nie. En hy roep vir pastoor, niemand, ek sal nooit vergeet nie. Pastoor, niemand kom, hy sê vir my, jy weet wat, jy is die heel nag hier so, nou wil jy ek van verbid, ek is moeg, ek wil huis gaan, maar dat was 'n grap gewees, jy weet, hy lag en hy sê, moenie waai nie. En Chris, ek weet nie wat Chris vir hom sê nie, en pastoor, niemand begin net vir my bid, en Ina, ek weet nie eens wat hy sê nie, regtig waar, ek was net op daai stadium, ek het net my oor toegemaak, en al wat ek weet is, ewe skielik wat hy gedoen het, hy het nie eens aan my geraak nie, hy het net sy hand net so gesit, op my kop, en toe hy dit doen, so voel ek hierdie, die enigste manier wat ek beskryf is, toe voel ek hierdie tinkling, ek weet nie eens om Afrikaans sê nie, van die bokant van my kop, hy het nie eens aan my kop geraak nie, van bo af so stadig af, die hele liggaam, tot op my voete, wow, dit was fantasties geweest, ek weet nie wat hy gesê het nie, ek het geen idee wat te woorde nie, en ek sê vir Chris, hey, ek voel lekker, hoor. Hy sê, okay, bye, nou gaan ek huis toe, en ek kom by die huis, so omtrent so 1 uur se kant, die 1 Mei, ek kom by die huis, en ek sê, jong, ek soek meer van die, wat hierdie ook al is, ek weet nie, ek het nog, regtig waar, ek het nie geweet om te bid nie, dit klink snaaks, jy weet, dit is ons in Suid-Afrika, ons stel met die goed te weet, ek het nooit dankie gesê vir die kos nie, niks nie, en ek hardloop na my kamer toe, en ek val op my knie, en ek skree net, Jesus, en toe ek dit sê, ek lig my hande op, eerste keer in my lewe, Jesus, toe ek dit doen, toe is my hele kamer gevul met helder lig, en die enigste manier wat ek het regtig beskryf, is dat daai lig het so sterk gestraal in my in, en al wat ek gevoel het is liefde wat my net omhels het. Dis die enigste manier, dit het net gekom, aangehou kom. Die hele nag, daar het ek, dan gaan drink ek water en as ek terugkamer toe, en wow, dit was 'n fantastiese ondervinding geweest. Johan, ongelukkig moet ons nou bietjie stop. Ek is so bly jy het op hierdie noot geëindig, want volgende week moet julle dit asseblief nie mis nie. Moenie volgende week mis nie, want Johan is terug om vir ons te vertel. Onthou nou hierdie lig wat in sy kamer gekom het na Jesus Christus gevoel het, so 'n tinteling sê jy. Gewoonlik is dit so 'n warmte, nee. Maar dankie vir daai pragtige beskrywing. So ek gaan nou eers groet van my Ina en Johan en ons program is hier tot volgende week. Shalom.
depart to